Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. En wat is, wat was en wat nog gaan kom. Die gesag en die laas is lig, die koning van my hart vir nou en vir ewig. Daarom val ek op my knieë in verwondering oor U, want U is ons God, ons grote God. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. En wat is, wat was en wat nog gaan kom. Vir ons gesterf, nou is ons vrygekoop. O, die hemel gaan 'n feestyd vir ons wees. Daarom val ek op my knieë in verwondering oor U, want U is ons God, ons grote God. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. Daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. Daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry.
Jesus, Jesus, you're the name above all names. Jesus, Jesus, you're the Lord of everything. Jesus, Jesus, you're the name above all names. Jesus, Jesus, you're the Lord of everything. And you are my hope in a hopeless world, my tower of strength when nothing seems to work. You're the glimmer of light in my darkest hour. Jesus, Jesus, you're the anchor of my soul. Set me free, and you are my hope in a hopeless world, my tower of strength when nothing seems to work. You're the glimmer of light in my darkest hour. Jesus, Jesus, you're the anchor of my soul. I keep on falling, falling, falling on this road that I'm on, but you keep on holding and holding on to me.
Your grace increasing as I'm breathing your breath into my lungs. Jesus, Jesus, I keep on falling, falling, falling on this road that I'm on, but you keep on holding, holding on to me. Your grace increasing as I'm breathing your breath into my lungs. Jesus, Jesus, I keep on falling, I'm falling, I'm falling on this road that I'm on, but you keep on holding, holding on to me. Your grace increasing as I'm breathing your breath into my lungs. Jesus, Jesus, you are my hope in a hopeless world, my tower of strength when nothing seems to work. You're the glimmer of light in my darkest hour. Jesus, Jesus, you are my hope in a hopeless world, my tower of strength when nothing seems to work. You're the glimmer of light in my darkest hour. Jesus, 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 you're the anchor of my soul. Here, dankie dat ons kan weet, U is ons anker, Here. U is die anker waarin ons hoop gesetel is en waar ons hoop opgesluit lê, veral in tye wanneer dit moeilik gaan. Dankie, Here, dat ons so saam kan wees, al is dit aanlyn. Dankie dat ons steeds fellowship kan hê. Dankie vir tegnologie wat ons ook op hierdie manier saambring om U woord te kan hoor en saam te kan kuier. Amen. Vriende, hallo van my kant af, ek is Clement Martin en het is my lekker om so vinnig in te loer by julle ook op hierdie virtuele manier. Daar's 'n klomp opgewonde goed wat op hierdie stadium by Familiekerk aan die gang is. Ons is besig met nieuwkamers, nuwe mense wat aangesluit het en wat sommer net meer wil weet rondom Familiekerk en wat wil inskakel. Michael Lind is volgende week, die 23ste, is hy lewendig by Familiekerk Botlarij, so kom loer gerus in, bring iemand saam, dit gaan 'n fantastiese belewenis wees. Michael het nou al 'n paar keer by ons kom kuier en elke keer loop ons verfris weg, wanneer hy deur middel van sang ook so die woord van God verkondig. Vanoggend by Familiekerk het ons 'n worship diens, 'n worship oggend. Nou, worship is nie maar net die sing van liedere nie. Worship is die skep van 'n atmosfeer waar God se gees vrylik rond kan beweeg. Kyk nou maar Psalm 22 vers 4 waar God sê, ek woon op die lofsange van my kinders van Israel. Daar waar my kinders saam aanbid, daar is my gees teenwoordig. Johannes 4 vers 24 sê, daar kom 'n tyd wanneer ware aanbidders, true worshipers, vir God in gees en in waarheid sal
aanbid. So, worship is nie maar net die sing van liedere nie, dis regtig waar die lê van 'n fondasie waar ons vir God goed en reg en eg kan beleef. Nou, worship is ook nie net liedere nie, dis nie net musiek en musiekinstrumente en stemme. Worship is ook 'n leefstyl, en worship, en om dieper te gaan in worship, beteken ook dat ons vir God eer en erkenning gee, veral wanneer dinge moeilik gaan in ons lewe. Nou, Louis Bridge, wat een van die land se bekendste aanbiddingsmusikante is, het verlede Sondag by Vredelust Gemeente, ons hoofkampus, bedien, saam met Stella, een van die ander aanbiddingsleiers wat goed bekend is in ons land. En Louis het op 'n stadium uit Romeine 11 het hy bedien. En dit was 'n merkwaardige paar minute wat ek glo jou lewe gaan verander en jou tot nuwe insigte gaan bring rondom wat dit vat om vir God te aanbid, veral in die moeilike tye. So ek speel vir jou hierdie kort uittreksel waar Louis oor hierdie gedeelte bedien. So sit terug en ek skakel nou oor na Louis Bridge toe. Romeine 11 vers 33. Oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik is sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Nou julle, dis mooi skrif, maar dis moeilike skrif. Om dieper te gaan met aanbidding, is om die Here te aanbid wanneer dit vir jou op jou heel moeilikste is. Dit weet ons. Stas het in hierdie naweek met aanbiddingleiers en musikant gesels oor hoe die olyf gepars moet word vir die olyfolie om te kan uitkom. En dat baie dikwels kry mense by ons die olyfolie, maar hulle weet nie hoe is ons gepars nie. En dat dis ongelukkig die enigste manier hoe suiwer olyfolie uitkom is, dit moet maar nogal gepres word hoor. En wanneer die Here is om ons te pars, dan vra ek en jy, Here, waar is jy? Waar is die liefde? Waar is die trou nou? Waar is al die beloftes in die woord? Ons is nie 'n unieke geselskap nie, dis baie van die psalms lees maar ook presies so. Wat Dawid ook gesê het, toe ek klein was, toe ek gesalf om koning te wees, nou vlug ek in grotte, vir beere, leeu's, my beste vriend jag my soos 'n hond, wat die Joos gaan nou aan? En dis maar baie van die psalms, ek kan baie van die psalms opsong met die woorde, wat die Joos? Want hier is die Here se belofte van trou. Dawid het die Ou Testament so goed geken, en julle sien hoe dit aanhaal in die psalms sê, waar is die Here nou? En dis wanneer ek en jy so gepars word, wat ons ook sê, Here, waar is hy nou? En Retief het ons naweek begin deur te sê, sy aanbidding journey het begin, en hy het die Mielieland so gewys van 'n henneman, pragtige foto wat hy geneem het, maar agter die Mielieland het 'n venture van Seekruis waar hy was omgerol, en Polly, sy beste vriend, is dood. Hulle is al met 19 jaar oude kinders. Hulle lewe lê voor hulle. Hier lê Polly dood, en die Here vra vir Retief in sy gees, sal jy my nou aanbid? En dit was nie maklik vir hom om ja te sê nie. Dis nie makliker vir Retief Burger, of vir my, of vir 'n dominee as wat dit vir jou is nie. In daai oomblikke wil ek en jy kwaad wees. As ons eerlik is, wil ons vloek. En ons vra, Here, wat gaan nou aan? En dan kom die woord van die Here en sê, hoe ondeurgrondelik is die wee van ons God. Hoe absoluut onmoontlik is dit vir my en vir jou om ons lewens te verstaan, om die raadsplan en die liefde en die almag en die trou van die Here te versoen, dit wat ons weet van God, sy beloftes, en as ons na ons reis kyk en ons sien die Here se getrouheid, want immers het ek en jy dit nie tot hier gemaak sonder God nie vir 'n oomblik nie vir 'n mikrosekonde nie, maar dan kom jy die oënskynlike teenstelling, die Afrikaanse woord daarvoor is 'n tautologie. Dis 'n oënskynlike teenstelling, wanneer die wreedheid en die misterie van die lewe
bots met die woord van God wat sê, ek is lief vir jou en ek is getrou en ek is God en ek is goed. I am good and I have good things in store for my children. En sê, maar Here, en julle, ek beleef dit in my lewe elke dag, ons het 67 Oekraïense vlugtelinge in my gemeente. Hierdie mense gaan letterlik deur die hel al vir 3 jaar. Hulle het alles verloor, nou lyk dit of alles dalk weer vir hulle weggevat gaan word in hulle nuwe land. Ek het dit beleef toe ons nuwe lof kom skryf het laas jaar, die liedjie wat Stella nou net gesing het sy laas jaar geskryf in Augustus en dit was lekker om in die kamer te wees en saam te skryf. Die liedjie net voor dit het sy die vorige keer geskryf en het ons ook in Engels opgeneem nou in Amerika. En hierdie liedjie het ek geskryf laas jaar Augustus met hierdie skrifgedeelte in gedagte, want die Here het ons aanbidding alweer dieper kom trek, want 5 dae voor dit is een van ons nuwe lofspanlede, Helmut Meyer, aan 'n hartaanval dood op 46. Helmut was een van my heel beste vriende. Ek het laas jaar gehuil toe my ma my geslaan het, toe ek 'n kind was in Brakpan. Ek kon nie verstaan nie, hy was 4 maande getroud, vir die eerste keer in sy lewe, het Helmut vreugde gevind, net so kom sê die Here, jou lewensreis is verby. En almal van ons sit daar en sê, Here, hoe dan nou? En die Here kom sê net vir ons, en ek en relatief sit te praat oor, en ons sê, die Here roep ons tot 'n dieper aanbidding. Hy sê, wanneer jy my nie verstaan nie, sal jy my nog steeds vertrou? Wanneer jy kwaad is vir my, sal jy my nog steeds aanbid? As jy vir die Here vra, Here, hoe bring jy my aanbidding dieper? Kom sê die Here vir jou, ek is 'n misterie vir jou. As mense kom sê, ek ken die Here, dan moet ons versigtig praat. Want die Here is onmeetbaar. Ek ken 'n stukkie van die Here, wat 'n voorreg. Ek ken dit wat die Here aan my kom openbaar het deur my lewe, maar Here, ken ek die Here? O nee, ek kan dit nooit sê nie. Hoe ondeurgrondelik is hy weer. Maar ek kan hom nog steeds aanbid. So kom ons vier dit as ons kan. Kom ons vra die Here, Here, wanneer dit die moeilikste is. Ek ken nie jou lewe nie. Ek sien waartoe Suid-Afrika gaan. Dit traumatiseer jou of dit doen nie. Maar dit is nog steeds nie jou lewensreis nie. Sonder om jou te ken, weet ek, jy's ook 'n olyf wat gepars word vir suiwer olyfolie, wat kan uitgiet op Jesus se voete. Weet ek, troonkamer aanbidding gaan vir jou ook peperduur wees. En weet ek, net soos vir my, is die Here vir jou 'n mystery. En vir altyd beteken Christendom vir my en vir jou een ding. 2 goed beteken, ek sê, deur Christus se genade kan ek sê, ek ken die Here. Maar hoe meer ek van die Here weet, hoe minder weet ek van die Here. Want hy is God. So hier is 'n liedjie se naam is Waar hy regeer. Ek het dit geskryf en opgedra aan my boetie Helmut Meyer wat in die hemel is en of hy luister weet ek nie, ek weet nie hoe dit daar werk nie. Maar verseker moes ek van vooraf hierdie besluit neem om te sê, Here, nie net is waar hy regeer nie, maar waar hy regeer is dit heerlik. Dis die keuse wat ek maak. Dis 'n teologiese keuse. Dit is nie uitgevoel nie. Maar ek glo dit en ek weet dit en daarom kies ek dit so. Ja, wat 'n getuienis, wat 'n nuwe perspektief rondom hierdie skrifgedeelte. Ek glo en ek vertrou dit het jou gestuur soos wat die Engels sê en mag jy dit vat in hierdie week en nuut gaan lewe as gelowige en kind van God. En 'n nuwe manier van worship in jou lewe toepas. Tot volgende keer.